Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Woensdagoggend. Baie dankie ook vir al die terugvoer oor gisteroggend se oordenking. So ons is besig met hierdie pragtige gebed van Jesus in Johannes 17. Nou het ons gister gehoor dat God se wese, sy teenwoordigheid is met ons en dan verduidelik Jesus nou in vers 23 het verder. Hy sê ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees. En die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Geliefdes, hierdie noue band tussen ons en Jesus en die Vader, wat ons dan ook aan die Vader bind. Dis heeltyd, as jy Johannes lees, gaan lees dit, hoeveel keer hoor jy in hom, in Jesus, ook in Johannes se briewe is dit 'n tema wat jy baie sterk kry. En dan hierdie hele ding, hoekom? Sodat hulle volledig een kan wees. En dan weer, wat is op die spel? Wat is op die spel vir gelowiges se eenheid? En ek dink ons vergeet dit. Sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. En nou word iets bygesit. Ons het al hierdie gehoor, dat die wêreld weet dat God Jesus gestuur het, en nou verder nog word hierdie bygevoeg nou, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Wanneer ons een is, wanneer ons reg kry om regtig die eenheid uit te leef, dan weet die wêreld dat God vir Jesus gestuur het, en dan weet die wêreld, ekskuus julle, dan weet die wêreld dat Jesus ons liefhet. Letterlik, die evangelie is op die spel. So vriende, weer eens, jy moet baie mooi gaan dink. Elke woord wat ek sê, is ek besig om die eenheid in die kerk van Christus te bou, of dit af te breek? My gedrag, bou dit nou die eenheid, of kraak dit af, breek dit af? Hierdie eenheid is heilig, kom van God af. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks, dankie vir die ongelooflike gebed, wat Jesus vir ons gebid het. Dankie dat ons dit ook nou mag lees. En Here, help ons. Help ons om te besef wat is op die spel, terwille van ons eenheid. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi dag en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.